My vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is, die wonderlikste naam, die enigste naam wat deur ons gered kan word. Dis Yeshua Messia. Baie dankie dat ek weer 'n boodskap met julle mag deel. Ek glo met elkeen gaan dit goed en geseën. Vriende, ek wil met ons praat oor gemorspos. Ja, interessante ene. Ek dink ons almal leef ook in so 'n tydperk laat ons onsself oopmaak vir gemorspos. Daardie negatiewe gedagtes, daai negatiewe woorde. Ja, wat aangaan in die wêreld, wat aangaan in die land, al daai gemors. Ons hou daarvan om ons ore uit te leen vir alles wat negatief is. Ek sit so met myself en wonder, hoe sal dit die wêreld verander as daar net, kom ons sê vir 'n week, absoluut net positiewe nuus gelees word, positiewe nuus oor die radio's uitgesaai word, alles net positief, geen meer geweld nie, geen geskietery nie, geen gerowery nie. Hoe sal dit mense denke verander? Ek lees in 1 Samuel 10 vers 27. Maar die kwaadwilliges het gevra, hoe sal hy ons red? Hulle het hom met minagting behandel en geen geskenk vir hom gebring. Maar daaraan het Saul hom nie gesteer nie. En koning Saul het nie 'n probleem gehad om nie te luister vir iets wat hy nie dink is belangrik nie. Dis sien vriende, daar's 'n woonbuurt waar hierdie bordjie gehang het langs die persoon se posbus. Geen gemorspos nie. Soos ek gesê het vriende, in ons leeftyd raak goeie nuus al skaarser. Pryse skiet die hoogte, misdaad floreer, werkloosheid neem toe. Daar is woeling op nasionale en internasionale gebiede. Baie mense is bang om koerante te lees en selfs na die nuus te luister. Al die negatiewe berigte laat mense ontmoedig raak, ontwrig hulle, ontnigter gevoelens. En ja, dan wonder jy, hoorie, maar hoe lyk die toekoms? Ek glo nie eers daar is meer 'n toekomsverwagting in hulle bestaan of in hulle lewe nie, want dit is net geweld. Sommige gevalle glad nie eers meer lus om enigstens iets te beplan vir die toekoms nie. En vriende, dit lei verder tot 'n bose kringloop, 'n negatiewe gesprekke van 'n apatiese lewensuitkyk. Uiteindelik blyk daar eintlik geen ander keuse oor as om te kla of te kritiseer nie. Ons moet egter draers van positiewe lewensboodskappe word. Saul het hom doof gehou vir negatiewe uitsprake. Sy lewensuitkyk sou kon ooreenstem met hierdie buffelplakker. I am not deaf, but I have decided to ignore you. Jy sien vriende, daar was geen plek vir gemorspos in Saul se posbus nie. Ons moet ons ook daarop instel om nie heeltyd met geestelike donker brille rond te loop nie. Moenie vir elke situasie skrik of elke leuen en aanklag van Satan glo nie. Waarom toelaat dat die vrese en ongeloof ons lewens en denke oorheers? Hoekom vir hom luister? Vriende, ek dink laat ons vandag dink soos wenners. Praat soos wenners en optree soos wenners. Nou vriende, kom ons weier dat daar vandag of vannag gemorspos by ons adres afgelewer word en ons gedagtes geplaas word. Ons het mos nie nodig om daarna te luister nie, want dit is nie waar nie. Hulle sê alles wat 'n mens hoor of iets, vergelyk dit met God se woord, en as dit nie ooreenstem met God se woord nie, is dit mos nie die waarheid nie, dan is dit mos 'n leuen. In Kolossense 3 vers 17 sê dit ook so mooi: of hulle praat of iets anders doen, Jesus moet daar gesien kan word. Ek glo nie Jesus wil daar gesien word waar daar geskinder word, gekritiseer word nie. 'n Ou gedagte en 'n woorde het ongelooflike krag, goed of sleg. Dink maar watter invloed dit op jou gedagtes, emosies, jou manier van
dinge doen, jou selfbeeld, jou verhoudings en jou geluk het. Jou manier van dink kan as te ware jou hele lewe bepaal. Vriende, probeer daarom om vandag elke negatiewe gedagte te verander in iets positief. En kyk dan hoe jou dag verloop of jou nag. Vriende, daar is 'n paar voorbeelde wat ek vir ons aanhaal. Ons is almal bekend met ek is stupid. En dan kom God en hy sê ek het God se wysheid in my. Ek maak so baie foute. Ek het 'n God wat my oor en oor vergewe. Ek is soms 'n aaklige mens. Ek kan deur die Gees anders wees, vreugde uitdeel. Ek het nie genoeg nie. Ek is tevrede met dit wat ek het. Ek beteken nie veel nie. Ek maak op my manier 'n verskil. Ek het nog nooit iets bereik nie. God het aan my wonderlike eienskappe en talente gegee wat ek wil gebruik. En vriende, hierdie is net 'n paar positiewe woorde wat ons oor en oor vir onsself kan afspeel en herinner. Plak dit iewers op 'n plek waar jy dit gereeld kan lees en probeer om elke een te memoriseer en dan wanneer jy jouself wil afbreek, herinner jou net daaraan wat God sê. Halt te roep en dit in 'n positiewe stelling te verander. Dink die goeie, sê dit hardop, glo dit, leef dit. Moet dit so hardop sê dat die vyand dit kan hoor. Die Gees is die waarheid. Laat toe die waarheid jou die waarheid laat glo, want dit gee jou energie. Dit gee jou krag, dit gee jou 'n ander siening. Dit gee jou lus vir die lewe. En ek dink hoe aangenaam sal dit nie wees nie as ons elke een die een langs ons kan optel en ophemel en net kom sê kom man, skud jouself af. Kom stap, wat ek jou vertel. Jy is nie stupid nie. Jy maak nie baie foute nie. Ons almal maak baie foute. Ons het 'n goeie God. Ek is 'n aaklige mens. Ja, maar jy kan verander. Die God se Gees kan jou verander. Maar ek het nie genoeg nie. Weet jy? Jy moet tevrede wees met wat jy het. God gee vir jou wat jy nodig het. Ja, maar ek beteken nie veel nie. Regtig, jy beteken baie vir my, want ek stap pas nou hier langs jou. Jy beteken vir iemand iets. Ja, vriende, ek dink kom ons probeer om so mense te bemoedig en ek dink amper as ons mense so bemoedig, dan gaan ons self ook bemoedig wees. Ons bemoedig onsself ook daardeur. En ons leef in die waarheid, ons loop in die waarheid, want ons God is waarheid. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here onze God, Vader in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach, kom ons weer na u troon toe, Here, en wil ons u kom loof en kom prys. Here, en ons wil u kom vra, Vader, help ons om onsself en ander te sien, Here, deur u oë. Ja, Here, want ons is gevorm en gemaak na u beeld. En ja, Here, u het nie, soos wat ons nou net gelees het of gehoor het, u het nie losers gemaak nie, Here. U het nie stupid mense gemaak nie, Here. U het ons gelyk met u gemaak. Laat ons dit sal glo. Vader, laat ons die waarheid sal glo. Laat ons die waarheid in die woord gaan soek en laat ons dit glo. Nie wat die wêreld sê nie, maar wat u sê, o heilige God. Here, ek dank en ek loof en ek prys u daarvoor vir hierdie wyse woorde wat ons in ons harte kan dra, in ons gedagtes kan dra en dat dit by ons monde uitkom. Vader, ons loof en ons prys en ons dank u daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. My naam is Pastoor Chris Boysen. Ek is hier van Port Elizabeth. As julle enige iets nog verder wil weet of vra het, skakel my gerus op 083-232-2442. Ons is deel van 'n familie JCRM Ministries. En ja, skakel gerus by ons in. Shalom.